Hoofnuus vanaand, die Konstitusionele Hof verklaar 'n deel van die Nasionale Gesondheidswet ongeldig. Die polisie in Polokwane onderskep 'n oorlaaide bus onderweg van Malawi na Johannesburg met 45 ongedokumenteerdes aan boord. En 'n verslag toon 'n kommerwekkende afname in roofvoëls in die ekostelsel. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die regering sal sy strategie om gesondheidsorg te verbeter in oënskou moet neem nadat die Konstitusionele Hof sekere dele van die Nasionale Gesondheidswet ongeldig verklaar het. Volgens artikel 36 tot 40 van die wet moes gesondheidsorgverskaffers 'n behoefte-sertifikaat van die regering verkry voor hulle 'n praktyk kon open of mediese dienste kon uitbrei. Solidariteit het die aansoek verlede jaar voor die hof gebring nadat hulle in 2024 suksesvol in die Noord-Gautengse Hooggeregshof betoog het dat die voorskrifte ongrondwetlik was. Ons kom later terug na die storie. Die Wes-Kaapse regering, die stad Kaapstad, Amabongane en die vakbond Solidariteit voer in die Konstitusionele Hof aan dat daar nie genoeg tyd gegee is vir openbare deelname tydens die formulering van die Openbare Verkrygingswet van 2024 nie. Die 4 entiteite het die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies voor die hof gedaag. Hulle voer verder aan dat openbare voorleggings wat wel ingedien is, nooit in ag geneem is nie. Hulle meen dat die Nasionale Vergadering die wetgewing deur die president wou laat bekragtig het voor die 6de parlement se werk tot 'n einde kom. Die Wes-Kaapse regering vra dat die Konstitusionele Hof die wet op openbare verkryging van 2024 ongeldig en onwettig verklaar weens onvoldoende openbare deelname. Daar was 'n hele hoofstuk wat verander was nadat dit na die publiek toe was. En dit is so belangrik dat as iets in 'n materiële manier verander word, moet dit teruggaan na die publiek toe. Want in die einde van die dag het jy dan nie na die publiek geluister nie. Die aansoekers voer aan dat die staande komitee oor finansies materiële wysigings aan hoofstuk 4 van die wetgewing aangebring het. Die wysigings is glo aangebring nadat die tydperk vir openbare deelname verstryk het. Die Nasionale Vergadering en die Provinsiale Raad van Provinsies voer op sy beurt aan dat openbare deelname voor en na die wysigings plaasgevind het. The court has seen from our papers that the time that was allocated for certain provincial hearings were unduly circumscribed, and we submit that this too curtailed the right of the public to have an adequate say. Die respondente voer aan dat hulle hul grondwetlike verantwoordelikheid om die openbare deelnameproses te fasiliteer redelikerwys nagekom het. Die parlementêre portefeuljekomitee oor hoër onderwys eis strenge regulasies vir administrateurs wat deur instellings aangestel word. Dit volg na onthullings dat die Keta-administrateur, Oupa Nkwane, aan homself 'n jaarlikse salarispakket van R3 miljoen goedgekeur het. Wetgewers is genoop om die oorsig, aanspreeklikheid en onafhanklikheid van beamptes te bevraagteken wat aangestel word om sukkelende openbare entiteite te bestuur. Die komitee oor hoër onderwys sê LPS is bekommerd oor die gebrek aan duidelike salarisregulasies vir administrateurs en hulle adviseurs. We asked the department to explain the rationale behind the over 2.5 million per annum remuneration for city administrator, Mr. Oupa Nkwane. Die DA sê hy het die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, destyds gewaarsku teen die aanstelling van die administrateur. Die party beskryf die situasie as verregaande en eis aanspreeklikheid. It is total madness that an administrator who's tasked with the responsibility of fixing what is wrong with the construction sector, that they are in and halfway through their tenure, they've created a problem of their own. Die EFF veroordeel ook die salarisse as 'n ernstige skending van bestuurswette. Such a payment was not supposed to be made in the first place, irrespective of how much it was. Of course, we know now that it was 3 million. Which is a lot. But even if it was much less than that, the principle is that
we've got guiding legislation that guides how our departments ought to run. Burgerlike organisasies oor staatsbestuur eis dat die minister persoonlik voor die parlement verantwoording doen. What steps will now be taken by the minister to address this matter and ensure that the salary package for the administrator is in fact market-related. Die omstredenheid plaas ook nou die fokus op ander entiteite onder administrasie, insluitend NSFAS, die dienste SETA en die plaaslike regering SETA. LPS waarsku dat swak toesig openbare vertroue in die instellings ernstig ondermyn. Soos beloof, terug na ons lysstorie waar die konstitusionele hof sekere dele van die nasionale gesondheidswet ongeldig verklaar het. Die vereiste van 'n behoeftesertifikaat was 'n belangrike meganisme waarmee die minister van Gesondheid die nasionale gesondheidsversekeringswet wou implementeer. Die klousules wat die regering in staat sou stel om te bepaal waar professionele mediese en gesondheidsorgwerkers mag praktiseer, is deur die uitspraak as irrasioneel beskryf. The impugned provisions do not establish a comprehensible scheme against which a rational connection exists between the purpose and the means adopted to achieve it. In addition, healthcare providers will be left uncertain as to what the law requires of them. Nor does the issuance of a certificate of need require that the rights and interests of health establishments, agencies or providers be taken into account. For these reasons, the impugned provisions are irrational. Solidariteit het die uitspraak verwelkom en sê gesondheidsorgwerkers en medici kan nou voortgaan om self te besluit waar hulle wil praktiseer. We say it's a centralization of human capital as well as finances. We are against the centralization of anything in the hands of the government. The government has shown that they are not capable to deal with these types of matters, and therefore we brought this matter to court. 'n Kenner in regeringsbestuur sê die wet het nog nooit sin gemaak nie. There's no way, no rational grounds, no analysis, no framework, no reasoning that would actually assume that because you shut down the option of setting up your practice in a urban area, that it's actually going to surface in a rural area, and that people in a rural area would be able to pay for that service, because we're talking about private sector services, not public sector services, which are free. Courtney Jones. Die departement van gesondheid sê hy win regsadvies in oor die uitspraak. Nog nuus in Afrikaans volg net hierna, bly gerus ingeskakel. Die departement van vervoer in Limpopo sê 45 van die 90 passasiers van 'n bus wat op die N1 buite Polokwane voorgekeer is ongedokumenteerde persone. Die bus wat van Malawi na Johannesburg onderweg was, mag slegs 70 insittendes vervoer. Volgens verkeersowerhede is 'n lys van 25 passasiers by die Beitbrug grenspos aangeteken toe die bus deurgelaat is. 'n Bestuurder van die oorlaaide bus het te voet op die vlug geslaan. Die ongedokumenteerde buitelanders sal gedeporteer word terwyl die voorval verder ondersoek word. Opruimingswerk gaan steeds voort in die Wes-Kaap na dae van swaar reën en verwoestende wind groot skade in die provinsie aangerig het. 'n Vlak 8 storm het sowat 10 dae gelede die tuinroete en Klein Karoo getref. Dit het gelei tot wydverspreide vloede, padsluitings en kragonderbrekings. Verskeie paaie in die streek is steeds onbegaanbaar. Bome wat ontwortel is, modderstortings en beskadigde paaie bemoeilik herstelwerk. Een van die roetes wat geraak is die R328 tussen Oudtshoorn en die Kanko-grotte. Hoewel die Weskaapse Departement van Infrastruktuur vordering maak, kan die onmiddellike verwydering van puin verdere rotsstortings veroorsaak. Spesialiste touspanne moet eers die bergskans stabiliseer, wat beteken 'n definitiewe datum vir heropening kan nog nie bevestig word nie. Motoriste wat na die Kanko-grotte reis, moet die alternatiewe grondpadroete via die MR363 na Karlsdorp gebruik en wegdraai na Buffelskloof en Matjiesrivier. Ry asseblief stadig en versigtig. Hoofroetes soos Meyringspoort en paaie in die Langkloof is steeds gesluit. Bestek word steeds opgeneem oor die skade,
maar owerhede waarsku dat herstelwerk tyd gaan neem. Daar is ook groot skade aan elektrisiteitsinfrastrukture, veral in die Langkloof en Biethou gebiede. Grootste probleem daar is om Eskom-spanne te kry by die gebreekte infrastruktuur. Dit is nog baie nat op plekke. Ek het al foto's gesien van boere wat help om die trokke in te sleep met 'n traktor. So ons probeer om te kyk om die lyne so gou as moontlik op te kry. Mense werk regtig lang ure en waar hulle kan, doen hulle die herstelwerk onmiddellik. Maar ongelukkig vir hierdie week gaan ons op plekke nog sukkel om in te kom. Ook in Knysna word onverpoos gewerk om noodsaaklike dienste te herstel. As the municipality, we have activated our disaster response teams and all our officials are working together in many different areas to restore electricity, to open roads and to make sure that our infrastructure is protected. We want to thank all the emergency workers, volunteers, churches and community members who have come together to support one another. Knysna is a resilient town and our community has come together in many difficult challenges that we have faced in the past. Met meer reën wat later hierdie week in dele van die provinsie verwag word, doen owerhede 'n beroep op inwoners en motoriste om waaksaam te bly te midde van herstelwerk. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Die bestuurshoof van die Gautengse Dobbelraad, Dr. Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank. Bevindinge van ernstige wanbestuur en wangedrag het in 'n finale forensiese ondersoekverslag aan die lig gekom. Die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa, sê sy is sedert sy in die amp aangestel is, oorval met verslae deur fluitjieblasers oor beweringe van wangedrag by die Dobbelraad. Sy sê die finale forensiese ondersoekverslag dui op ernstige wanbestuur met betrekking tot Mbele. This report further directly implicates the CEO, Dr. Karabo Mbele, in serious governance failures and gross misconduct, including interference in funding adjudication processes, approval of funding before governance procedures were concluded, authorization of payments without supporting documentation, failures in compliance and oversight obligations. Ook die raad se finansiële hoof, Oscar Maripane, is onmiddellik geskort en interne dissiplinêre prosesse is aan die gang gesit. The report also makes serious findings against the Chief Financial Officer, Mr. Oscar Maripane, including failures in financial governance, procurement irregularities, non-compliance with the PFMA, and breakdowns in internal controls and statutory reporting obligations. In light of these findings, Mr. Maripane has been suspended with immediate effect, pending the finalization of an internal disciplinary process. Die departement het ook wysigings aan die Gautengse drankregulasies aangekondig, wat sal meebring dat dranklisensiegelde vir die eerste keer in 7 jaar met 7% sal styg. Ramakgopa sê die aanpassing is daarop gemik om provinsiale inkomste invordering te verbeter, terwyl pogings teen onwettige drankhandel terselfdertyd versterk word. Our intention is not to penalize law-abiding citizens, but for the people who want to abuse the system, who don't want to comply and who are hell-bent on breaking the law, it is our job to make it difficult for them to trade in the province. And that's what we intend to do. Die Wêreldgesondheidsorganisasie is bekommerd oor die planeet se bevoegdheid om toekomstige pandemies te hanteer. Volgens die WGO is die wêreld nie 'n veiliger plek sedert die COVID-19 pandemie 6 jaar gelede uitgebreek het nie. Die waarskuwing is gerig op dieselfde dag wat die MV Hondius passasiersskip in die Rotterdam hawe in Nederland vasgemeer het. 3 passasiers op die skip is dood na die hantavirus-uitbreking. Owerhede het die 23 bemanningslede en 2 mediese beamptes wat op die skip was onder kwarantyne geplaas. Die skip word ook tans ontsmet. Nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
'n Onlangs gepubliseerde studie van die Universiteit van Kaapstad het vrese van bewaringsbewustes oor die afname in Suid-Afrika se roofvoëls bevestig. Die studie toon wydverspreide langtermynafnames. Die navorsing is gegrond op 16 jaar se padopname data wat oor sentraal Suid-Afrika versamel is. Dit het bevind dat verskeie roofvoëlspesies skerp afgeneem het, insluitend die bedreigde sekretarisvoël. Navorsers sê die bevindinge wek ernstige kommer oor bewaring en beklemtoon die belangrikheid van langtermynmonitering. Navorsers het vir 16 jaar roofvoëls oor 'n groot gebied van sentraal Suid-Afrika gemonitor. Die bevindinge skets 'n kommerwekkende prentjie vir verskeie van die land se roofvoëlspesies, insluitend hierdie asvoëls. Die studie het bevind dat die helfte van die voëls wat gemonitor is, beduidende afnames toon, met baie wat meer as 50% afgeneem het. Navorsers sê, hoewel die presiese oorsake nog nie duidelik is nie, kan menslike aktiwiteite, vergiftiging, klimaatsverandering en infrastruktuurontwikkeling almal bydraende faktore wees. If you look at the species that have shown declining trends in our studies, it's from a whole range of different species that feed on a variety of different items as well. So it's not possible really from just these trends to necessarily pinpoint a specific driver of declines. Navorsers sê die bevindinge dien as vroeë waarskuwing wat omgewingsbewaarders in staat stel om in te gryp voordat die spesies uit sekere gebiede verdwyn. Onder die spesie wat die hardste getref word is die sekretarisvoël, wat met meer as 68% oor die 16 jaar tydperk afgeneem het. To alert us to big declines, and so that we can act. And an example of that, is the secretary bird, for example, that is showing big declines across Africa, and has been uplisted to endangered. And for that very reason, that we are really concerned about the trends that species is showing. As I say, across Africa, showing very, very, very large declines. Navorsers beklemtoon dat roofvoëls noodsaaklik is vir ekosisteme omdat hulle as toproofdiere en asvreters optree, terwyl hulle ook as aanwysers van die gesondheid van die omgewing dien. Wetenskaplikes waarsku dat groeiende menslike bevolking en verhoogde druk op biodiversiteit die situasie in die komende jare kan vererger. Hulle sê langtermynmonitering en getekende bewaringspogings sal van kritieke belang wees om afnames vroeg op te spoor en kwesbare spesies te beskerm voordat bevolkings kritieke vlakke bereik. Warren Engelbreg, SAK nuus, Kimberley in die Noord-Kaap. Die sportnuus en môre se weer volg net hierna, bly by ons. Dis al van die Afrikaanse redaksie vanaand. Ons is môre aan terug. Mooi bly tot dan. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Vir vannag sien ons, daar is 'n 30% kans vir reën in die westelike en sentrale gedeeltes van die land. Vir môre sien ons steeds 'n 30% kans vir reën oor groot dele van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in dele van die Noord-Kaap en dan ook in groot gedeeltes van die Wes-Kaap en dan die Oos-Kaap. Vir vannag en môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word langs die Weskus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, ons sien verspreide buie en donderbuie. Carletonville 10, 19 en dan Pretoria het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 19 met Johannesburg wat dan 'n maksimum van 10 bereik. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien Polokwane 'n maksimum van 20, Lephalale 12-22 en Burgersfort 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 23. Mpumalanga, Skukuza 12-26, Secunda minimum van 5 en Standerton het dan 'n minimum van 3. KwaZulu-Natal, Kokstad 5-18, Richards Bay maksimum van 25 en dan Vryheid minimum 6 en maksimum 21 in die Oos-Kaap. KwaNodjoli 8-20,
Kugompo 1721 en Tribegai dan 'n maksimum van 21 in die Wes-Kaap, Vredendal 'n maksimum van 26, Hermanus 1519 en George het dan 'n maksimum van 20 in die Noord-Kaap. Dit is waar 80% kans vir reën is vir môre, Appington 1226, Carnarvon 'n maksimum van 22 en Kimberley minimum van 8 en 'n maksimum van 23. Vrystaat, Kroonstad 26, Bloemfontein 'n maksimum van 21 en dan Wepener minimum van 6 en 'n maksimum van 18. Ten slotte Noordwes verspreide buie en donderbuie, Ottosdal 10-20 en dan Mahikeng 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 21. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.